Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Die wat aanlyn inskakel ook, hartlik welkom by julle ook hier by die erediens en ons is so bly julle is saam met ons op daardie manier ook by ons hier vanoggend. So draai gou om na die persone rondom jou en dan sê ook vir hulle goeiemôre as jy nou nog nie vanoggend goeiemôre gesê het nie. So ek sal later aan 'n bietjie meer vertel van geopende deure en Dominee Henk Taute wat hier is by ons vanoggend. Hy gaan vanoggend vir ons ook die erediens lei. Maar kom ons kyk eers na ons aankondigings. Julle sou gesien het by die deure is die hartklop nog beskikbaar. Ek is seker julle het dit al gelees teen die tyd, maar julle sal ook sien op ons verjaarsdaglys, daar het 'n paar name bygekom. So indien jou naam nie op die lys is nie en jy verjaar wel in Mei maand, asseblief kontak die kerkkantoor of seker te maak dat julle selfoonnommers en julle huistelefoonnommer is dit alles korrek is, want ek het ook al agtergekom daar's 'n paar nommers wat nie meer werk nie. So dit sal as julle net kan opvolg dalk met die kerkkantoor en net seker maak by Helene ons skriba of julle nommers nog reg is by haar. Wie word? Oom Willie. Oor daar agter, baie geluk oom Willie. Foster neem ek aan, word 80 vandag of is 80 vandag. So baie geluk, mag dit 'n geseënde jaar wees en ja, alle voorspoed vir die jare wat voor lê en ek dink dit moet besonder wees om so oud te word, 80. Ons het lidmaat hier wat ek al 94 is, so baie geluk. Dan sê julle sien ons program vir Mei maand. Johannes, jy dalk kan aanbeweeg na die volgende skyfie. Ek wil eers die gebedslys sal ek dit noem. Julle sal sien die name op ons gebedslys daar: Andre en Alet van Heerden, Jannie van der Merwe, Sonja en Hans van der Merwe, Maggie Badenhorst, Lenet Nel, Johan Stroomfe en dan tannie Evelyn ook en Antoinette Stander. Raai Skutte sê ook baie dankie vir almal se boodskappe en gebede en dit word opreg waardeer vir haar vir die tyd toe sy siek was, so baie dankie daarvoor. Dan ons kermis. Ons het die 6de Junie is kermis hierso. Ons gaan 'n colour-run hê ten bate van die Bybelgenootskap. So almal wat deelneem daar kwalifiseer ook vir gelukkige trekkings, so al gaan stap jy dalk net hier om die blok, dis net 2 kilometer, maar al stap jy dalk net om die blok en jy het 'n kaartjie gekoop en 'n bandjie gekry, dan kwalifiseer jy ook vir die gelukkige trekkings. Nou met die gelukkige trekkings is daar verskeie pryse, dit vind plaas om 9:30 daardie oggend, en dan ons bazaar, ons kermis altans, begin om 8:30, die hardloop is ook om 8:30. Dan sê hulle sien handewerk. So as daar enigiemand is wat handewerk, ek weet hier's gemeentelede hierso wat handewerk gemaak het soos daardie. As jy handewerk het wat jy dalk wil skenk aan die kerk of wil verkoop by die kermis, kontak asseblief die kerkkantoor, Helene, en dan sy sal dan met julle die reëlings tref rondom dit. Dan die kermis. Daar is nog bestanddele wat benodig word. Ek gaan nie alles daar deurlees nie, maar julle sal ook sien is op die aankondigings. Daar's meel en dan ook lekker goed, veral lekker goed vir die lekker goed tafel. Ons het hierdie jaar 'n groot lekker goed tafel en ons beplan ook verskeie speletjies vir die jeug van voorskool tot hoërskool. So ons gaan die konsistorie so 'n bietjie verander net vir die 6de Junie vir die kermisdag en die konsistorie so 'n bietjie anders te lyk as normaal. Daar gaan ook verskillende games binne in die konsistorie wees vir die hoërskoolkinders en laerskoolkinders so natuurlik welkom om deel te neem. Vir as dit dalk reën, ons hoop dit reën nie vir daardie tydperk wat die kermis is nie. En dan het ons ook 'n ekskuus vir Engelse woord, maar obstacle course wat ons buite gaan ook opsit vir die kinders om ook deel te neem in die buitekant.
Dan het ons 'n jeugbyeenkoms nou wanneer dit kategese tyd is. Dit gaan nie al die kinders wees, voorskool tot beleidingsklas. Julle gaan saam met my in die saal wees en saam met die ander jeugleiers en ons gaan julle lekker daar besig hou en ons gaan ook, daar's iets wat ek graag met julle wil deel vanoggend daar. So kom asseblief en dan is dit ook 'n oefening vir volgende Sondag. Volgende Sondag het ons Pinksterfees en die kinders gaan ook deelneem aan daardie feesvieringe volgende Sondag. Dan ons Pinkster eredienste, dit begin nou môre aand 6:00, Dinsdag aand 6:00 en dan Woensdagoggend het ons ook 10:00 die oggend 'n Pinksterdiens en dan 6:00 die aand. Nou by al 4 daardie dienste is verskillend, dit gaan nie al 4 dieselfde wees nie, maar by al 4 is daar wel sop. So daar gaan sop en broodjies wees by al 4 van hulle, so kom asseblief, kom woon die Pinkster eredienste by. Dit gaan in die konsistorie wees en kom prys die Here ook saam met ons daar in die konsistorie deur die dienste by te woon. Dan wil ek net noem op die aankondigings sê julle sien daar sê dit half of heel lam. Nou die Diaken Gerald het vanoggend genoem, hy het al so ongeveer 20 lammers bestellings gekry. So dis nogal staamlik, wil ek sê baie lammers wat moet opgesny word en verwerk word en hy het gesê die sluitingsdatum vir verdere bestellings is komende Woensdag. So as jy teen Woensdag vir hom nog laat weet jy wil 'n lammer hê, kan hy jou help, maar na Woensdag gaan dit 'n bietjie van 'n probleem wees. So hou dit maar net in gedagte. Dan vanoggend soos ek genoem het, geopende deure. Dominee Henk Taute is hierso vanoggend en ek wil hom ook dan aan die woord stel en vir hom sê baie welkom hier by ons gemeente by Newton Park en baie dankie ook vir vanoggend se pen en uitdeel gedeeltes daar. Julle sal ook sien in die voorportaal is daar ook 'n kaart op van die vervolgde kerke reg oor die wêreld. So julle kan gerus ook daar loer en dan hy sal ook later aan meer vertel van die lyste wat daar in die voorportaal ook beskikbaar is wat julle kan invul. So ek gee net oor aan hom. Okay. Ding om die goedjies aan die gepas te kry, né? Daar is hy. Is hy reg? Ja, hy sal hom maar stel daar. Baie dankie, Dominee Konrad en Kerkraad, dankie vir die geleentheid. Dit is my groot voorreg om hier by julle te wees. En ek glo ons vertrou, die Here gaan vir ons seën en die Here gaan ook vir julle vandag dit indra aan julle harte. Hierdie groot saak van ons broers en susters wat vervolg word en met wie ons een liggaam is, né? En wat ons kan doen om wel van ons kant af te help. Baie dankie, ons waardeer. Kom ons begin aan die erediens in die naam van die Here. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is en wat was en wat weer kom. U is die Almagtige. Amen. Vriende, die vrede van Christus vir julle. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here, lied nommer 212. Pragtige lied en kom ons bedoel dit uit die hart uit, loof die Here, hy is goed.
daar bly staan, dan wil ons sing ons nog een lied in die diens nou. Dit is lied nommer 450. Ons sing dit as 'n geloofsbelijdenis. Ek gaan nie laat ons die geloofsbelijdenis opsê of wat nie, maar kom ons sing hierdie lied asof ons geloof bely daarmee. Baie dankie. Laat ons nou die dankoffers opneem en terwyl ons dit doen gaan Dominee Konrad en die jeug mos uitbeweeg, né? Maar kom ons gee geleentheid aan die Here met die offergawes. Bid saam. Ons Hemelse Vader, ons aanbid U as die lewende God. Baie dankie dat ons aan U kan behoort met alles wat ons is en alles wat ons het. En hierdie offergawes is ook vir ons 'n simbool dat ons met ons besittings aan U behoort en U met ons ook met ons geld wil vereer. Ons bid dat U hierdie kollekte sal seën en dat dit so aangewend sal word tot eer van U naam. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Vriende, voordat ons dan saam lees uit die Here se woord, 'n paar gedeeltes. Dit gaan vandag oor die hele kwessie soos jy gehoor het van die vervolgde gelowiges, die vervolgde kerk wêreldwyd. Iets so 76 lande, maar waar geopende deure werk is 66 lande van hierdie 76. Ek kan vir julle net nou meer vertel. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord en deur sy gees. Ons Hemelse Vader, Here, ons loof U en ons prys U en ons sê dankie, Here, dat ons hier in vryheid kan saamkom, sonder vrees dat ons vervolg gaan word. Dankie dat ons U woord het in ons eie taal. En dankie dat ons so kan saam wees as gelowiges en kan weet ons het aanbid een God en ons het dieselfde Heilige Gees
wat in ons werk. En ek bid nou dat U met elkeen sal praat deur U woord en deur die werking van U Gees. Dat ons U woord sal verstaan en sal inneem en ook sal toepas in ons lewens. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Goed, ons eerste gedeelte is in 2 Timoteus 3. En die opskrif daar is swaar tye sal kom. Vers 1 sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. En dan vers 10 sê, jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding. En dan ook vers 11 wat sê, in vervolging en ontbering. En dan die 12de vers wat sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. En ek gaan net nou vir u wys hoe dit selfs in die westerse lande gebeur, as jy werklik toegewy aan die Here leef, né? Dan kyk ons na Hebreërs 11, vers 37. En dit gaan al destyds in die Bybelse tye, né? Gelowiges het boeye en gevangenskap verduur. Hulle is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. Ek gaan net nou vir u wys waar daar vandag gelowiges is wat weens vervolging in grotte en gate in die grond leef. Ons sal net nou daarby kom. Dan na hierdie gedeelte wat nou gaan met die vervolging, kom ons by hoofstuk 12, by 'n pragtige gedeelte. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Hou hom voor oë, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dan verwys ek na Matteus, of kom ons lees dan daai 1 Korintiërs 12, wat vir ons maar sê, ons band met hulle wat vandag vervolg word, né? As een deel van die liggaam seer kry, voel die hele liggaam die pyn. En as een deel van die liggaam geprys word, voel die hele liggaam bly. Julle as Christene is saam die liggaam van Christus. Elkeen van julle is 'n lid van hierdie liggaam. Dan gaan ek maar net lees, dit is nie op die bord nie, maar net Matteus 5 vers 10, die bergrede waar Jesus sê, geseënd is die wat vervolg word, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En in 1 Petrus 4 vers 12 wat ons lees, moenie verbaas wees as daar vervolging oor jou pad kom nie. Kom ons lees net tot sover. Vriende, soos wat ons hier sit vandag, dink ek ons kan almal sê ons is bevoorreg. Jy weet, as jy 'n motor het waarmee jy kan ry en jy woon in 'n huis met water, met elektrisiteit en jy het 'n opleiding gehad in 'n skool, as jy al daai goedjies saam sit, dan is jy in die top 4% van die wêreld se bevolking. Dit gaan eintlik baie goed met jou, jy is bevoorreg. Maar nou is daar mense wat dit 'n end verder vat. Ons noem hierdie teologie wat bestaan die teologie van voorspoed. En daar is kerke ook in Suid-Afrika wat dan verkondig, luister, as jy 'n goeie gelowige is, dan gaan jy altyd gesond wees en jy gaan baie geld hê. Nee? Nou ons weet almal dit is nie waar nie, maar hulle sê vir jou dit is hoe dit werk. Hulle het ook 'n manier van bid. Hulle sê you name it and you claim it. En jy moenie vra net vir 'n voertuig nie. Jy sê, Here, ek soek 'n rooi Ferrari. Nee, dit is daai manier van benadering dat jy eis goed by God. Ek het nou al met van hulle redeneer. Hulle verwys graag na Abraham. Hulle sê maar kyk hoe ryk man was Abraham. Maar nou sê hulle ook nie hoe Abraham het ook swaar gekry nie, maar dit daar gelaat. Maar goed, ons weet almal dit is 'n valse teologie wat wêreldwyd skade doen,
Want waar gelowiges tot bekering kom met die gedagte, nou gaan dit met my net goed gaan. En dit werk nie so nie. Dan verloor hy of sy hulle geloof. Sê hulle nee, die storie werk nie. Wie van julle ken die ou popliedjie wat so lui, I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Kan ek hande sien, dit sal jy verlaar so bietjie jou ouderdom, maar ek dink van die jong mense ken dit ook nog. In 'n sekere sin is dit ook waar van God se verhouding tot ons. Hy het nooit vir ons in die Bybel beloof, dit sal met jou net goed gaan nie. Jy gaan altyd net 'n gemaklike lewe hê nie. Jy gaan altyd gesond wees en baie geld hê nie. Inteendeel, dit is nie waar dat hy dit gesê het nie. Ongelukkig gebeur daar ook slegte dinge met goeie Christen gelowiges, God se kinders. Ons kan almal getuig daarvan. Dit is ongelukkig die waarheid, né? Ons kan nie sê jy gaan altyd 'n gerieflike, probleemvrye lewe hê nie. As ons maar kyk in die Bybel, dan lees ons van Paulus en die disippels, hoe swaar van hulle gehad het by tye. As ons kyk na die psalms, dan sien ons baie van die psalms is klaagpsalms, waar die psalmdigter by God pleit vir uitkoms en hulp, né? Jesus self sê daar in Matteus 5 vers 10, geseënd is die wat vervolg word. En dan 1 Petrus 4:12 wat sê, moenie verbaas wees as daar vervolging oor jou pad kom nie. Ja, hier in Hebreërs 11 het ons nou saam gelees van die ontstellende en die verskriklike vervolging van gelowiges in Bybelse tye. Christene wat eintlik doodgemartel is, gevangenskap beleef het, met klippe doodgegooi, in stukke gesaag is, met die swaard vermoor is. Gelowiges is bespot, hulle het gebrek gelei, hulle is mishandel, en hulle het letterlik in grotte en in gate geleef, soos wat dit vandag in Egipte gaan. Ek gaan net nou vir u mooi verduidelik van Egipte. Ja, jy kan vir ons daai eerste skyfie, dit sê maar net, daar sal swaar tye kom, en dan die volgende skyfie wat vir ons ook sê, ja, dis vandag ook waar, né? Ek kan maar vir ons die volgende enetjie gee, dis vandag ook waar. O ja, nee, kom ons los net vir 'n oomblik daai. Die vervolging van gelowiges wêreldwyd is vandag nog 'n realiteit. Ons praat van minstens 388 miljoen Christene in die wêreld wat vervolg word. In 76 lande, geopende deure werk by 66 van hierdie lande. Baie van dit wat in die Bybel genoem word, kom vandag nog voor. Fisiese lyding, marteling, bespotting, mishandeling, gevangenskap. In China, ek gaan vir julle 'n videoetjie speel, is die meeste van die leraars wat hulle roeping uitleef, was al vir 3 jaar in die tronk. Dis standaard, né? In Egipte kan gelowiges nie werk kry nie. Hy moet 'n kaartjie dra wat sê hy is 'n moslim, hy is nie 'n Christen nie. Anders kry hy nie werk nie. En kerke word afgebrand. Nigerië dieselfde, geweldige vervolging in Nigerië. Die vraag, wat is Christelike vervolging? Ons kan sê dis enige vyandigheid vanaf die wêreld wat vanaf die wêreld ervaar word as gevolg van jou Christendom, né? Wanneer iemand hulle identifiseer met Christus. En voorbeelde is fisiese en verbale mishandeling. En dit gebeur baie keer in moslim families self, né? Hier's die jong mense is nog nie, maar baie keer as daar 'n kind in 'n moslim familie tot bekering kom, dan word daai kind vervolg. Hulle gaan so ver om die kind voelvry te verklaar. Dit het nou in Duitsland gebeur. Toe die pa en die seun die dogter doodgemaak nadat sy 'n Christen is. En toe hulle hof toe gaan, toe sê hulle nee, maar dis ons tradisie, ons doen dit so. Met ander woorde, is verskriklik selfs binne in gesinne. Omkoopgeld, né? Hulle eis omkoopgeld, dan sal hulle jou uitlos. Ontvoering, ek gaan vir julle net nou daarvan vertel, tronkstraf, deportasie. Ek het so 'n maand terug gepraat met Samir, dis 'n man,
Christen man wat ontvoer is, nie ontvoer nie, gedeporteer is uit Saudi-Arabië uit. Toe hy asiel kom soek, hy was hier in Jeffreys Bay. So, dit gebeur, hierdie dinge gebeur, nee, hulle vernietig eiendom, kerke wat afgebrand word, hulle kry boetes, marteling en selfs die dood. En wat is die doel? Doel van die vervolging, dat volgelinge van Christus hulle geloof sal verlaat, geloof afsweer. En dat hulle mekaar sal begin haat, mekaar sal begin verraai, né? En dat hulle getuienis stilgemaak sal word. En ek het gesê ons sal bietjie verwys na hoe lyk vervolging in die westerse lande. Nou inderdaad is dit minder intens, dit is 'n ander tipe vervolging. Maar Geopende Deure het so 200 waarnemers in westerse lande wat kyk maar hoe lyk die vervolging daar. En onthou, dis nou lande soos Suid-Afrika, Kanada, Australië, VSA, Engeland, Holland, nee, Italië, Duitsland, van die westerse lande. Toe vind hulle uit tipies, is hier ook tuistering, mense wat hulle werke verloor, omdat hulle sê, ek is openlik, ek is 'n Christen. Jy mag dit nou nie meer altyd sê waar jy werk nie, nee. Die wat hier sit, het dalk ook al ervaar, as jy tussen kollegas en vriende openlike standpunt inneem van Christus, in die ou dae het hulle vir jou gesê, jy dweep nou, nee? Jy is nou te ernstig, maar nou nie so erg wees hoe jou geloof nie. Nee, dis 'n tipe van, ander tipe vervolging, maar dis 'n tipe van 'n vervolging, nee. Ja, die feit is, hulle sê die Bybel is vir mense haatliteratuur, né? En as jy nou uitspreek oor sekere goed, dan kan jy kry dat mense jou verwerp en dat hulle sê jy's nou fundamentalisties, jy's nou te ernstig oor die Bybel, né? Jy's nou onverdraagsaam. In Suid-Afrika het ons 'n ding wat hulle noem, seker goed bedoel, maar dis die Menseregte Kommissie en 'n wet op haatspraak. En nou is die probleem met die ding dat kwaadwillige mense misbruik hierdie wet. So het hulle die Oos-Kaap, in Port Elizabeth, was dit Dr. Chris van Wyk, hy was die moderator van die synode. Hy het standpunt ingeneem om te sê huwelik volgens die Bybel is net tussen een man en een vrou. Hierdie LGBTIQA gemeenskap, dis nie 'n huwelik volgens die Bybel nie. En toe hulle kwaadwillige mense gaan aankla by die Menseregte Kommissie om te sê jy diskrimineer nou teen ons, wat nou nie sê ek is 'n man of 'n vrou nie, nee. So kan jy verder gaan, as jy op 'n punt, as 'n dominee hier op die kansel sê en sê Christus is die enigste weg om in die hemel te kom, dan kan iemand wat kwaadwillig sê, maar ek is 'n moslim, en jy sê nou, ek gaan nie hemel toe nie. Jy vat my nou in die gesig, jy verstaan. So, dis die hartseer ding, dat die ding nou misbruik word vir enige nonsens, om, as jy standpunt inneem, om jou aan te vat. Dis min of meer hoe dit lyk, die vervolging in westerse lande. Vraag is, waarom word Christene vervolg deur moslems? Nou, ons het net nou in ons storie gestaan, dis amper onverstaanbaar. Ek meen, laat 'n moslem glo, as jy 'n infidel, dis nou 'n Jood of 'n Christen, doodmaak, dan gaan jy hemel toe op 'n teerpad. En die ergste is, in die hemel wag daar iets soos 72 maagde vir jou. Nou, liewe aarde mense, met alle respek toe aan die vroue, dis heeltemal 'n uitdaging om een vrou gelukkig te hou. Ek weet nie van 72 nie. Maar dat mense so dom is om dit te glo. Nou, ek het die vraag al gevra vir mense van Geopende Deure. Nou sê hulle, maar jy moet onthou, mense in die moslemlande het baie lae opleiding. Party van hulle het nie vreeslike skoolopleiding. In ander woorde, as hierdie Ayatollah vir hulle dit vertel, dan glo hulle enige nonsens. Maar dis die tragedie, dat dit is by hulle is geïndoktrineer. As jy 'n Christen sien, dan moet jy kyk of jy hom nie kan doodmaak nie, né? En dis wat gebeur in baie lande. Is hierdie vervolging as gevolg van moslems, Afrika lande, Nigerië en veral hierdie lande. Maar weet jy nou, het ons 'n troos, hulle wat vervolg word, ook jy wat hier sit vandag, wat miskien
voel ek kry swaar. Ek het moeilike dinge in my lewe. Ons katekisme sê so mooi, ja, al haat die wêreld ons, niemand kan ons skei van Christus se liefde nie. In lewe en in sterwe behoort ek aan hom. Niemand kan ons van hom skei nie, niemand kan ons uit sy hande ruk nie. Dis die wonderlike troos wat ons het, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Goed, in hierdie Hebreërs 11 het ons nou gelees van hierdie verskriklike realiteit. En dan kry ons in Hebreërs 12 'n pragtige beeld om ons as gelowiges te help om nie geestelik moed op te gee en moedeloos te word te midde van swaar kry en ook hulle wat vervolg word nie, né? En dis die pragtige beeld van 'n Olimpiese wedloop. Soos wat ons mal is oor rugby, is hulle mal oor wedlope, oor atletiek, né? En daar het jy 'n foto van die Comrades Marathon, die bekende ikoniese Comrades Marathon. En in hierdie wedloop beskryf hulle nou dat party, ons is almal in hierdie wedloop van die geloof. Ons wat hier sit ook, né? Ons hardloop in die wedloop. En op die paviljoen sit die geloofshelde. Dis hulle wat ons vooruit gegaan het. Miskien 'n gelowige oupa en ouma wat al reeds in die hemel is, né? En die beeld is dat hulle moedig ons aan. Hulle sê byt vas. Hou moed, maak klaar, voltooi die wedloop. Ons het dit gedoen. Jy kan dit ook doen, né? En van groot belang, soos dit hier staan, by die wenstreep staan Jesus Christus. Vers 2 sê die oog is gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Hou hom voor oë, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. So Jesus is die begin en die einde van ons geloof, die diepste geheim om staande te bly in die wedloop van die geloof. Daai volgende skyfie, weet julle, het julle al mooi gesien, by Comrades Marathon, né? Hoe hulle mekaar aanmoedig. Hoe hulle sê, maar jy moet, ons help jou, jy moet klaarmaak. Ek hoor hulle mag nie die persoon oordra nie, maar hulle kan sê, kom, maak klaar. En baie daarvan is waar vir ons as gelowiges. Daar is 'n klomp mekaar tekste in die Bybel. En kom ons ek vergelyk dit vinnig met 'n mooi beeld uit die natuur. Julle het al gesien hoekom vliegganse in 'n V-formasie. Die wat agter vlieg, soos ons sê in goeie Afrikaans in die slipstream van die wat voor is. En dan hoor jy hulle roep, die voorsteen roep die agterstes, kom julle nog? Dan sê hulle, die agterstes roep ons kom. Gaan aan. En na 'n tyd dan ruil hulle uit, dan gaan 'n ander een weer voor. Die is die een wat die moeilikste vlieg. En as daar een moeg word of seer gekry het en afsak grond toe, dan is daar altyd nog een wat saam afgaan. Baie mooi beeld vir ons as gelowiges. Nou is daar al hierdie mekaar tekste. Dra sorg vir mekaar, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar. Galasiërs 6, dra mekaar se laste. En dan veral die teks wat sê, bid vir mekaar. Nee, bid vir mekaar. En niemand het 'n verskoning nie. Of ek oud is, of jonk, of ek sieklik is, maak nie saak nie, jy kan bid. En dis wat ek vandag julle wil oproep. So ek hoop almal het so 'n pamflet gekry, die heel eerste blaadjie. Ek gaan net nou weer vir julle sê, teken jy in. Daar skryf jy jou e-posadres of jou adres en net jou telefoonnommer. Dan stuur ons vir julle, dis 'n gratis nuusbrief en 'n gratis gebedskalender. Afgelope week het ons gebid vir sake in Saudi-Arabië waar gelowiges vervolg word. Dan ontvang jy dit gratis per e-pos en dan is die gedagte bid saam. So as ek net nou hier uitgaan, asseblief, kom gee vir my jou vormpie en sê, Henk, ek sal bid. Ek verbind my om te bid vir die vervolgde kerk. En dit kan almal van ons doen. So asseblief, kom ons kyk daarna. Goed, daar is baie medegelowiges wat erg vervolg word. En ook wat ons glad nie kan bereik nie. Ek sal net nou vir julle weer nog noem. En ons kan slegs die kragtige wapen van gebed gebruik
om vir hulle te bid. Goed, die volgende is dan nou 'n videoetjie wat vir ons idee gee van die afgelope 30 jaar, hoe die vervolging verander. Dis daai swart skuifie, né? Dat is hy. Goed, die volgende is net daai, net om vir idee te gee, die kaart. Dominee Konrad het gesê, hy sal die kaart voorop sit, wat ek hier los by julle. Net om vir jou idee te gee, oor die wêreld heen, dit is waar die ergste vervolging op die stadium is. Dan op hierdie lys, as jy nou daai lys deurgaan, is daar natuurlik, nommer 1 altyd op die lys is Noord-Korea. Hulle bly maar absoluut die plek waar die vervolging die ergste is. Nommer 7 Nigerië, dis waar daar op die oomblik ook geweldige, dis die ergste vervolging in Afrika, is in Nigerië. Dan gaan jy sien daar by nommer 10 is Iran, waar al die goed nou aan die gang is, né? Verskriklike vervolging. Veral as hulle agterkom, dis 'n Christen, dan sê hulle jy's aan die weste se kant. Dan word hulle nog erger vervolg. So dis Iran, en dan as jy nou kyk verder by nommer 39, sien jy Mosambiek, en dis ons buurland. In die noorde van die Mosambiek het hulle al mense voor 'n keuse gestel. Ek het nou kontak met 'n sendeling daar. Jy moet nou kies, of sweer vir Christus af, of ons kap jou kop af. Nee. En dis in ons buurland, Mosambiek. So dis nie meer deur ver nie. Dit is al heel wat nader. Net om vir 'n idee te gee. Dankie, die volgende is 'n pragtige, ook 'n video wat vir ons insig gee, Dare to Share. Die volgende videoetjie. What would you sacrifice to share the greatest truth the world has ever known? For over 2,000 years, the gospel, the good news of Jesus Christ, has transformed many hearts and lives.
Ja, aangrypende boodskap, né? Kom ons sê vir mekaar, as u besluit ek wil saam bid, werk dit hoegenaamd? Ja, dit werk. Daar is miljoene mense wat bid vir hierdie Christene. En sê nou maar, kom ons kyk by China. Gemiddeld 20.000 mense per dag word gelowiges, word Christene. 20.000 per dag. In Iran, waar hierdie verskriklike dinge aangaan, hierdie vervolging, 1000 per dag. Hulle reken daar is iets al soos omtrent 8 miljoen Christene in Iran. So hulle dare to share, né? En daarom versprei die evangelie. Wat baie voorkom in die Midde-Ooste, in die moslimlande, die mense kry 'n visioen of hulle droom van die man in die wit kleed. Wat wil hy sê, ek is Jesus en jy's besig om hel toe te gaan op hierdie pad van Mohammed wat sê maak dood en trou met 'n 8-jarige meisie en al daai nonsens. Dit is vals. Maar die man in die wit kleed, ek is Jesus. En dan kom hulle tot bekering sonder dat iemand met hulle praat. Ek het daai getuienis al gehoor. Dan ontmoet hulle die Here sonder dat iemand praat, maar dit gaan saam daarmee dat gelowiges soos ons bid vir daai lande en vir daai gelowiges. Net waarmee sy afsluit, what would you do? Vriende, ja, ons het die godsdienstvryheid. Ons het hoeveel Bybels in ons huise, lees ons hulle. Ons kan in vryheid hier by mekaar kom. Hoeveel mense wil nie kerk toe kom nie, hulle sit eerder by die huis. So kan ons aangaan. Ons het die vryheid om vir iemand 'n Bybel te gee, om met iemand te praat oor die geloof. Ons word nie in die tronk gesit nie, doen ons dit. En woon jy by dit wat jou gemeente vir jou bied, waar jy in vryheid kan saamkom. Ek dink dis die vraag wat ons vir onsself moet vra. What would you do, né? Goed, ek het vir julle gesê van die land waar mense nie in huise kan bly nie, die Christene in Egipte. Wat gebeur? Hy kry nie 'n werk nie omdat hy sleg is nie, omdat hy 'n Christen is. En van hulle gaan woon by die ashope van Kaïro, waar hulle goedere herwin om te verkoop, om net 'n lewe te kan maak. En hulle kan nie 'n huis bekostig nie, so hulle kap vir hulle gate uit die grond en uit die rots om daar te bly. En hierdie mense het die sogenaamde Godkerk uitgekap uit die rots, dit wat jy daar sien op die skyfie. Plek vir 20.000 mense. En jy vra nou maar, hoekom brand hulle nie die kerk af nie? Hulle is baie slim, die Christene. Kyk, die moslems is vreeslik bang vir varke. So wat hulle doen, hulle het 'n kampie voor die kerk. En as hulle sê die moslems is op pad, dan jaag hulle 'n klomp varke daarin. En dan bly hulle weg. Hulle wil nie naby kom nie. Sê tog maar, dit is hierdie kerk by plek vir 20.000 mense. Volgende skuif 'n videoetjie wys net hoe sing hierdie mense, hierdie vervolgde Egiptenare. Hoe hulle sing met passie tot eer van God. Doe maar, jy kry 'n idee met die vreugde. Okay, kom ons, die laaste videoetjie is van Wayne Cordero. Nou Wayne was hy het gaan opleiding gee vir die leiers in China. Sy kerk in Amerika het hom gestuur. En terug in Amerika vertel hy vir hulle, vir sy gemeente, wat het gebeur in China. So kom ons, dis nogal, hoe sê hulle, maak nogal jou oë oop. Kom ons luister net na dit. Wil hy nou nie? Tensy jy hom op die stokkie apart, want hy is op die stokkie, is hy onder Chinese Christene. Kom ons kyk maar net of ons hom dalk aan die gang kry.
Want dit is in kort, terwyl hy kyk, hy vertel maar vir hulle, weet jy, in China ry mense 14 uur op 'n trein. En dan sluip hulle by 'n plek in dat die owerhede hulle nie moet sien nie. Dan sit hulle op die grond vir die heel dag, wat hy vir hulle opleiding gee. En dan beskryf hy daar, toe hy nou daar vir hulle opleiding gee, hoe hy het 'n paar Bybels gehad wat hy uitdeel. Toe sien hy die een vrou gee die Bybel vir die ander een. Toe vra hy maar, wat gaan nou aan? Sê hy, nee, ek ken die Bybel uit my kop uit. Daai deel ken ek uit my kop uit. Waar het jy geleer? In die tronk. Toe vra hy vir hierdie 20 leiers, 22 leiers, wie van julle was al in die tronk? Dis nou leraars, né? 18 van hulle was al 3 jaar in die tronk. Omdat hulle staan by hulle bediening, terwille van hulle bediening. En dan probeer hy nou maar uitwys, dit is hoe dit daar gaan, né? En dan leer hulle die Bybel in die tronk. Wat daar sê.
Dankie. Ek gaan nou vinnig gaan oor die volgende paar slides. Dus ek haas my. Die eerste 2, Ajuba, en die volgende enetjie was Sion, dit is Nigerië. En dis waar die Boko Haram terroriste 'n Christen gesin uitgewis het, en die 2, die seentjie met sy ma en dan die ander man het oorgebly, en geopende deure het hulle berading gedoen met hulle en hulle ook hervestig om aan te gaan met 'n lewe waar hulle steeds vandag die Here dien. Goed, die Lea Sharibu, ek het gesê daar's gevalle waar ons net kan bid. Sy was deel van 'n groep so 5 jaar gelede in Nigerië. Boko Haram terroriste, hulle het in 'n Christenskool ingekom en 'n hele klomp van hierdie 14-jarige meisies ontvoer. En intussen is alle haar maats vrygelaat omdat hulle vir Jesus afgesweer het. Sê goed, ons word nou moslems. Sy is die enigste een, Lea, wat weier, en sy word nog aangehou in 'n tronk iewers in 'n woud in Nigerië. Ons weet nie waar sy is nie. Ons kan maar net vir haar bid dat die Here haar sal versterk. Onderste bo Bybel, jy kan nou nie mooi sien op die slide nie, maar is onderste bo. Hulle het 'n klomp Bybels gaan uitgee in 'n land waar daar glad nie Bybels was nie of toegelaat is nie. En toe hulle in die byeenkoms sit en die man kry 'n Bybel, toe sien hulle maar hy draai hom om, hy lees die Bybel onderste bo. Toe sê hulle vir hom, wat gaan aan? Ons probeer agterkom, kan jy nie mooi lees nie. Hy sê nee, al die jare vir die afgelope 25 jaar het ek nooit my eie Bybel gehad nie. As ons saamkom het ek altyd oorkant iemand gesit met 'n Bybel. En ek het geleer om die Bybel onderste bo te lees. So die volgende enetjie, 'n Vietnamese seentjie. Ons het nogal waar ek was by Bloemfontein, Bloemvallei gemeente, ons kinders het nogal bygedra vir hierdie kinderbybelprojek. So hulle het kinderbybels versprei onder andere in Vietnam. Die seentjie se pa is 'n pastoor in Vietnam. Hy het vir die kind gelees uit die kinderbybel. Toe die juffrou by die skool vra, wie kan vir my 'n storie vertel van Egipte? Toe vertel die kind vir hulle die verhaal van Josef in Egipte. En so het hy nog ander verhale vertel, en sy sê, maar ek moet die boek in die hande kry. Sy skakel die pa en sê, ek soek hierdie Bybel. Hy sê, vader, dis 'n onwettige boek, maar as jy hom graag wil hê, sal ek hom vir jou laat kry. En so die juffrou in die skool die boek uitgegee vir elke kind om 'n verhaal te gaan voorberei, saam met hulle ouers. En die uiteinde van hierdie ding van een seentjie wat begin praat het oor die Bybel, die juffrou kom tot bekering, die hele klas kom tot bekering met hulle ouers. Nadat een kind die Bybel begin deel het, wat ook net vir my sê die krag van God se woord, né? As mense begin praat oor die Bybel. Goed, die volgende enetjie, die paadjie in die bos, is 'n man ook in 'n land waar jy nie 'n Christelike byeenkoms mag bywoon of 'n Bybel mag hê nie. Hy stap met sy Bybel, hy vat 'n kort pad deur die bos op pad na 'n byeenkoms van gelowiges. En hulle keer hom voor, die soldate sê, waar gaan jy heen? Toe dink hy nou vinnig, hy's nou daar maar Christen, hy mag nie lieg nie. Hy sê, my oudste broer is oorlede, en ons gaan praat oor sy dood. En hulle sê, wat het jy daar by jou? Hy sê, dis sy testament. Ons gaan die testament bespreek. En hulle sê, jy kan maar gaan. So, sonder om te lieg het hy toe daar uitgekom. En dan die laaste enetjie, Assad. Nou, Assad het vertaalwerk gedoen vir die Taliban. Jy weet, as hulle 'n video maak van iemand wat hulle wil doodmaak, dan het hulle nou onderskrifte, het hy die Engelse onderskrifte, ons eise losprys of wat ook al. Assad het op 'n punt besef, ek kan nie aangaan met hierdie werk nie. En hy het probeer wegkom, en hierdie Taliban wou hom doodmaak, hulle het hom agtervolg, né? En geopende deure het hom hervestig na 'n ander plek toe waar hy vandag 'n leraar is in 'n kerk, die Assad, wat aanvanklik vertaalwerk gedoen het. Goed, net die volgende gaan vinnig vir julle sê, die geopende deure, gestig deur Andrew van der Byl, hulle het hom broer Andrew genoem, Bybels gesmokkel na lande agter die Eystergordyn. Die geopende deure bestaan al meer as 70 jaar, werk in 66 lande, bereik ongeveer 8 miljoen Christene per jaar. Nou die vraag net vinnig, hoe help geopende deure? Bid vir hulle, dis waar u kan inkom. Bid saam met hulle, gaan op 'n uitreik en bid saam met hulle, voorsien Bybels en Christelike literatuur,
Hulle neem dit wettig in as dit kan, anders smokkel hulle dit in as daar lande is wat dit nou verbied. Ek het vir hulle genoem, die broer Andrew het vir 30 jaar, hy het so 'n Volkswagentjie gery, dat hy met die Bybels ingegaan in lande agter die Eystergordyn. En hy het vir 30 jaar elke keer gebid, Here, maak hulle oorblind. Dat hy die Bybel sommer daar openlik op die agtersitplek onder 'n doekie. Dan kyk jy na die Bybels nie, sien dit nie raak nie. So die Here elke keer sy gebed verhoor en kon hy Bybels invat na die lande. Wat hulle nog doen is disippelskap, ander opleiding vir gelowiges en leiers, ondersteun gelowiges met lewensmiddele, byvoorbeeld natuurrampe. Jy sal onthou in Turkye was daar aardbewings en die moslemregering wil nie graag die Christene help in daai land nie. Dan het geopende deure het ingegaan, hulle spesifiek vir die Christene hulp gegee. Besoek die vervolgde gelowiges om hulle te bemoedig, praat namens hulle waar hulle aangekla word valslik, doen traumaberading, doen kampe. En dan die volgende een is die pragtige, dit is 'n boek wat ek self ook het, Standing Strong Through the Storm. Dis 'n boek wat hulle behandel met die Christene wat vervolg word. So die vraag is, hoe kan jy help? Jy kan bid vir hulle, dit kan almal doen. Jy kan eendag besluit ek wil op 'n uitreik gaan, saam gaan. En natuurlik gee as die Here vir jou lei om ook vir die saak te gee. So vriende, onthou asseblief, jy kan die pennetjie en al die goedjies hou, maar gee net vir my hierdie vormpie asseblief terug, dat ons vir julle kan inskryf met die gratis gebedskalender. So die ander ding is net, die buite agter by die deur is 'n petisie. Jy sal sien die vormpie lê daar. Dis ons wil eintlik 1 miljoen handtekeninge kry wat protesteer teen die vervolging van Christene in Afrika, waar veral Nigerië is deesdae 'n brandpunt. Maar om by die verskeie organisasies, want dis of die mense dit nie eens raak sien nie, dit gaan nou veel verby. Om net dit onder almal se aandag te bring, die Afrika ID almal, om te sê, maar besef julle, hier word gelowiges vervolg. So asseblief, sit die handtekening, die naam daarby, om te protesteer. En dis die einde van my storie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U. En baie dankie vir die wonderlike getuienis dat U nooit die kinders los nie. En dat ook hulle wat vervolg word, kan weet U los hulle nooit. En dankie ons wat saam is in hierdie wedloop van die geloof. Ek bid dat U in elkeen se hart hierdie liefde sal wakker maak om te sê, maar ons wil vir hulle bid. Ons wil deur gebed hulle ondersteun. En Here, ek bid vir die gemeente, vir alles wat ook gaan gebeur die komende tyd, die Pinkster. Ons bid vir die bazaar wat voorlê. En ons bid vir die leraar met sy gesin, vir die kerkraad, vir elke lidmaat, vir elke jong mens en kind. En dat U hulle sal seën, dat U hulle sal help om te groei in hulle geloof tot eer van U naam. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Kom ons sing ten slotte lied nommer 488, helder skyn die lig vir die nasies.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle. Amen.